Die Here, halleluja, awesome, baie dankie dat julle hier is, julle het 'n goeie besluit, sê vir jouself, well done, jy het kerk toe gekom, dis 'n goeie ding, en die Here sien dit raak, en hy sien jou daarvoor, prys die Here. So, ons eerste vers, en ons het 'n paar verse vandag, maar ons hoofvers is Deuteronomium 4 vers 24, ons sal nou daarby uitkom. Maar voor dit is Exodus 20 vers 5. En het sê, want ek, die Here, Jahwe jou God, is 'n jaloerse, besittelike God. Ek eis onverdeelde trou aan my. Ek is jou enigste God. En as jy na die Hebreëus kyk, is dit Ki Anochi Jahwe Elohecha El Kana. Nou die woord daar kana is jaloers. En nou hierdie woord jaloers, kana, kom net 6 keer voor in die Bybel. Of 6 keer voor in die Ou Testament in Hebreëus. En elke keer verwys dit net na die Here. So wat interessant is van jaloesie is slegs 'n sonde wanneer ons begeer wat iemand anders het. En baie mense het 'n konnotasie van jaloesie dat dit iets verkeerds is. Maar dit is net verkeerd as jy iets begeer wat aan iemand anders behoort. Maar dit is 'n goddelike eienskap om jaloers te wees op iemand vir wie ons lief is. Byvoorbeeld as iemand, soos my pa gesê, as iemand in ons huis kom, as iemand as ergens is en iemand wil vir elke leed aandoen, dan gaan hulle my jaloesie en wraak ervaar. Ek gaan daai seer maak. As iemand elke wil leed aandoen, dan gaan hulle my jaloesie sien. Nou God is jaloers oor ons. 2 Korintiërs 11 vers 2 sê dit, en Jakobus 4 vers 4 tot 5 en 6, ons gaan daarna kyk nou. So God is nie kwaad vir ons nie, maar hy is kwaad vir enigiemand of enigiets wat tussen ons en hom kom. Hoekom? Want hy is lief vir ons. As enigiets of enigiemand tussen ons en hom kom wie hy voor lief is, dan ervaar jy sy jaloesie en jy gaan sien dat hy jaloers is oor jou. Kom ons kyk na Exodus 34 vers 14. Al 6 kere van hierdie waar God 'n jaloerse God is, kom voor in die Torah, die Exodus en Deuteronomium. En Exodus 34 vers 14 sê dit, want Jahwe se naam is jaloers. So Jahwe sê een van sy name is jaloers. So jy kan sê, wat is God se naam? Een van God se name is jaloers. Kana. Want Jahwe se naam is jaloers. 'n Jaloerse God is hy. Ki Jahwe kana, Shemo El kana. So soos ons sê, die konnotasie van die woord jaloers is sleg. En dit sluit gewoonlik vrees of onsekerheid in. Maar een van die definisies van jaloers is onverdraagsaam teenoor disloyaliteit. As jy nie jou laal is nie. En die HT, een van die definisies in die HT van jaloers is waaksaam oor iets. So jy sien, hierdie is die eienskap wat die Here het. Die Here het hierdie onverdraagsaamheid teenoor disloyaliteit. En deur Jesus vind die Nuwe Testamentiese gelowiges aanvaarding selfs wanneer hulle disloyaal is. God se jaloesie vir die Nuwe Testamentiese gelowige is nie toon teen ons nie, maar teen enigiemand of enigiets wat teen of tussen ons en God kom. Hy is jaloers vir ons, maar nie teen ons nie. Deuteronomium 5 vers 9 sê, want ek, Jahwe jou God, is 'n jaloerse God. Ki Anochi Jahwe Elohecha El Kana. Sê kana. Kana. So alhoewel die woord jaloers baie negatiewe konnotasies daarmee geassosieer het, is daar natuurlik niks negatief omtrent die Here nie. Hy is eenvoudig so lief vir ons, tot die mate dat hy nie wil hê dat enigiets of enigiemand tussen ons en hom moet kom nie.
Dit is 'n goeie jaloesie. Deuteronomium 6 vers 15 sê dit weer, want Jahwe, jou God, is 'n jaloerse God by jou. So hy's by jou en hy's 'n jaloerse God, maar dan as ons na Jakobus kyk, gaan dit nog verder en Jahwe is 'n jaloerse God wat in jou is. Ki elkana Jahwe Elohecha bekirbecha. Hy's by jou. Nou hier is ons hoofvers, Deuteronomium 4 vers 24. Dit sê, want Jahwe jou God is 'n verterende vuur. Sê verterende vuur. En dan sê hy 'n jaloerse God. So verterende vuur en 'n jaloerse God is gekoppel. En is interessant, nou kom ons kyk eers na die Hebreëus. Dit sê Ki Jahwe Elohecha esh ochla hu elkena. Maar soos ons weet, die Hebreëus word vertaal in die Grieks as in die weergawe is die Septuagint genoem. En die Septuagint is 'n baie akkurate vertaling van die Hebreëus. En as jy kan sien wat se woorde hulle gebruik in die Hebreëus, dan weet jy dis geassosieer of word gekoppel aan die Nuwe Testament waar hulle dit gebruik. So hierdie woord in die Grieks vir verterende vuur is poer katanaliskon. Poer katanaliskon. En dan die jaloerse God, jaloesie, word gebruik hier in die Septuagint as zelotes. Zelotes. Nou, al klaar kan jy hoor, hierdie woord is gekoppel aan zealot. Zealot, om ywerig te wees. Zealot. Nou die enigste plek in die Nuwe Testament waar poer katanaliskon of katanaliskon voorkom, is in Hebreërs 12. Nou kom ons kyk na Hebreërs 12 vers 28. En dit sê daarom, omdat ons 'n onwankelbare koninkryk ontvang. Nou wat is hierdie onwankelbare koninkryk? In konteks praat dit van genade. Die evangelie van genade is 'n onwankelbare koninkryk. Nou omdat jy in die evangelie van genade is, dan sê hy, laat ons genadegins hê. So jy is in hierdie evangelie van genade, in hierdie koninkryk van genade, dan laat ons genade hê. Maar as jy kyk, baie vertalings vertaal dit as laat ons dankbaar wees. Nou daai woord garin kan vertaal word as dankbaarheid, maar meeste van die tyd word dit vertaal as genadegins. En dit sê vir ons hoe ons genadegins ontvang en hoe ons dit eintlik die regte woord wat ek wil hê is appropriate, maar ek kry nou nie Afrikaanse woord daarvoor nie. Toepas op onsself. Appropriate is om dankbaar te wees vir die genade. So die Here gee jou genade en dan wat sê jy? Jy sê dankie vir daai genade. Amen. En so God welbehaaglik dien met eerbied en vrees. So jy ontvang daai genade en dan daai genade wat die Here jou gee, dien jy die Here mee in eerbied en vrees. En dan die volgende vers sê, vers 29, want onse God is 'n verterende vuur, poer katanaliskon. So hierso sien ons al klaar 'n prentjie. Die Here wat nou 'n jaloerse God is, en soos ons gesien het, verterende vuur is gekoppel aan 'n jaloerse God. So hierdie jaloerse God gee vir ons genade. En ons sê dankie vir daai genade. Laat ons dankbaar wees. En dan dien ons die Here. So sien julle die vloei. Die jaloerse God gee vir ons genade. En dan is ons dankie vir daai genade en dan dien ons die Here. So sê jaloerse God, gee genade. Ons is dankbaar vir daai genade en dan dien ons die Here. Kom ons kyk na nog 'n voorbeeld. In Titus 2 vers 11. En hierso sien ons dat die reddende genade van die Here ons leer hoe om ywerig die Here te dien. En ons kan sien in vers 11 praat dit van die genade in die verlede, en dan vers 12 praat van die genade nou,
en dan praat dit in vers 13 van die genade in die toekoms. Nou, wat is genade in die verlede? Is wat Jesus al klaar vir ons gedoen het, en wat ons al klaar ontvang het in die Gees. En wat sê dit? Want die reddende genade van God het aan alle mense verskyn. En dit praat van genade, asof genade 'n persoon is, want genade is 'n persoon. Genade is Jesus. Genade is Jesus. En wat doen genade? Genade red. Dis die reddende genade. Prys die Here. Dan sê vers 12, en leer ons. So genade red, dis so klaar wat genade gedoen het. Genade het ons gered in die verlede. In ons gees is ons gered. En ons kan daai reddende genade ontvang, deur om dankbaar te wees vir daai genade. En dan, wat doen die genade nou? Dit leer ons. Genade leer ons wat? Om die goddeloosheid en wêreldse begeerlikheid te verloon. Ingetoe en regverdig en vroom in die teenwoordige wêreld te lewe. En dan sal ons ook sien om ywerig te wees. So genade in die verlede het al klaar vir ons gered. So ons sê dankie vir daai genade. Nou leer genade ons om goed te verloon, die slegte goed te verloon en om ywerig te wees vir die Here. En dan wat doen genade in die toekoms? Genade in die toekoms sê vir ons, ons moet gelukkig wees. En ons moet vol hoop wees. Hoekom? Want Jesus kom terug. Het sê in vers 13, terwyl ons die salige, gelukkige hoop en die verskyning van die heerlikheid verwag van die groote God en ons verlosser Jesus Christus. So wat doen genade in die verlede? Dit ons gered. Sê red. Genade nou doen wat? Dit leer ons. En wat doen die genade in die toekoms? Dit sê vir ons, ons moet uitsien vir Jesus wat terugkom. Vers 14 sê, Jesus Christus wat homself vir ons gegee het, om ons te verlos, bevry van alle ongeregtigheid, wetteloosheid, en vir homself 'n volk as sy eiendom, en hierdie eiendom is sy privaat besit. So Jesus is teen land appropriation en al hierdie goed, privaat besit, aan hom alleen behoort. Sê ek behoort aan die Here alleen. Ek behoort aan die Here alleen. En wat doen hy met sy eiendom? Hy het ons gereinig. Jy is skoon. Sodat jy ywerig in of vir goeie werke kan wees. En hierso sien ons daai woord zelotes, wat gebruik was vir, net wat gebruik was vir die Here, dat die Here is 'n jaloerse God. 'n zelotes. Nou hierdie woord zelotes kom nog 'n keer voor. En wat is goeie werke? Is dit enige werk? Soos kom ons sê, die kerk kort iemand om admin te doen. So kan enige iemand hierdie admin doen. Of kom ons sê, iemand moet gaan na Zimbabwe toe of een of ander land om werke daar te gaan doen. Is dit dan jou goeie werk? Nee, die goeie werk wat die Here vir jou ywerig maak om te doen, zelotes, is waar hy jou 'n geestelike gawe voorgegee het. So kom ons kyk na 1 Korintiërs 14 vers 12. Dit sê, dit is ook op julle van toepassing, as julle toelê, zelotes, op die gawes van die Gees. Streef dan na die wat tot opbou van die gemeente dien, sodat julle daarin kan uitmunt. So wat? Die goeie werke is gekoppel aan geestelike gawes. So ons almal het verskillende geestelike gawes. So dit beteken, as hulle kort iemand om nou hierdie ding te doen, soos in Noord-Afrika of iets te gaan, wat ook al doen. Maar jy het glad nie 'n begeerte om dit te doen nie, dan moet jy dit nie doen nie. Jy weet, want die Here het jou heel moontlik nie 'n geestelike gawe gegee om dit te doen nie. Maar dalk het hy jou 'n geestelike gawe gegee om 'n bietjie te help met die ou se reis, of wat ook al. Jy weet, maar en jy kan klomp plekke, Romeine 12, 1 Korintiërs 12, praat hy van hierdie geestelike gawes. En elke persoon het hierdie geestelike gawe ontvang. Jy het dit al klaar as jy gedoop is met die Heilige Gees, en daai geestelike gawe is gekoppel dan aan die goeie werk wat die Here jou gegee het om te doen. Prys die Here.
Is julle nog met my? Kom ons kyk na Jakobus 4 vers 4 tot 6. En dit sê, julle egbreeksters. Nou hoekom sê dit julle egbreeksters? Omdat ons die bruid van Christus is. So, dit sê, as jy kyk na party vertaling, sê dit net julle wat egbreek, so hy koppel die mans daarin, maar as die bruid van Christus, praat hy in die vroue, asof ons almal vrouens is. Julle egbreeksters. Verstaan julle nie heeltemal duidelik nie, dat 'n wederkerige verhouding en vriendskap met die wêreld, om in sy sake verstrengel te wees, julle in 'n teestander en vyandige posisie met God plaas nie. So hierdie is in die Renner Interpretive Version. Nou wat praat dit hiervan? Dit praat van geestelike egbreek. Nou egbreek beskryf iemand wat buite sy huweliksverhouding gegaan het en dit geskenk het deur 'n verhouding met iemand anders te hê. Hierdie gelowiges het buite hul verhouding met Christus, met wie hulle getroud is, gegaan en vind nou bevrediging op ander plekke. God het die Heilige Gees in jou lewe gestuur en hy het jou lief. Jou verhouding met die Heilige Gees en jou toewyding moet hoofsaaklik aan hom wees. Maar wanneer jy jou toewyding verdeel, jou primêre beheptheid tussen die Heilige Gees en ander dinge, oorskry jy 'n lyn wat verkeerd is. En God sê, dit is 'n oortreding. So ons moet seker maak dat ons nie hierdie geestelike egbreek pleeg nie. Nou hoe doen jy dit? Hoe gebeur hierdie geestelike egbreek? Die volgende gedeelte van die vers sê vir ons, as enigiemand, en ek bedoel regtig enigiemand, so dit beteken dit kan met enigiemand gebeur, maak nie saak wie jy is nie, homself ooreed. So wat doen hierdie persoon? Hy ooreed homself. Homself ooreed het om te glo dat dit reg is om 'n metgesel in 'n wederkerige verhouding met die wêreld te wees. Het daardie persoon deur sy verkeerde keuses homself 'n vyand van God gemaak. Sy keuses en optrede het hom in 'n posisie geplaas wat heeltemal teenstrydig met en vyandig teenoor God is. So wat sê dit? Dit sê, wees versigtig dat jy nie jouself ooreed om uit hierdie verhouding met Jesus te gaan nie. En hoe doen jy dit? Net deur om te sê, okay, laat ek net hierdie ding 'n bietjie proe. Of laat ek net 'n bietjie na hierdie storie kyk. Selfs al is dit R-rated, of selfs al het die Here vir my gesê ek moet dit nie kyk nie, of selfs kom ons doen hierdie ding en ek gaan net, dit is nie so sleg nie. So dit gebeur dat jy ooreed jouself, nee, of kom ons sê jy het nou betaal om hierdie, ek gebruik myself as 'n voorbeeld, want ek hou baie van flieks. Nou betaal jy vir die fliek, nou kyk jy hierdie fliek, en hulle begin deur om voodoo of iets te doen. Dan is jy soos, nee, hulle gaan nie, hulle gaan nie nou seker aanhou met hierdie voodoo goed. Dan doen hulle nog meer voodoo, nog weer voodoo. Wat moet jy doen? Jy moet uitloop. Jy kan nie hierdie fliek kyk nie. So, en dit kan met enige iemand, byvoorbeeld jy voel dalk, hierdie vrou by my werk, korte lift huis toe. Is okay, ek is sterk, ek kan na huis toe vat. Jy weet? Nee, jy moet eintlik vir sê, okay, ek gee jou 'n goeie comment dat ek jou nie kan huis toe vat nie. As jy 'n ou vrou was, dan sou ek jou huis toe gevat het. Maar jy's nog 'n jong vrou, so ek gaan jou nie huis toe vat nie. As jy 120 was, sou ek jou huis toe gevat het. So, maak Jesus jou hoof fokus, nie die wêreld of sy dinge nie. Kom ek lees dit weer, maak Jesus jou hoof fokus, nie die wêreld of sy dinge nie. Nou kom ons kyk na vers 5 in die RIV. Dit sê, veronderstel jy dat die skrif sê sonder rede, dat die Gees gevestig is,
verblyfreg geneem het en permanent in ons woon en met 'n intense jaloesie gevul word elke keer en enige tyd as ons toewyding aan iemand of iets anders gee. Nou het begin hier om te sê veronderstel jy en die woord daar is dokio en dokio is letterlik hierdie is jou opinie. Hierdie is hoe jy voel. En as jy gaan op jou opinie, hoe jy voel, op wat jy dink, jy maak hierdie rede soos hierdie is wat ek dink die rede is, of hierdie is wat hoe ek voel is reg of verkeerd, dan wat sê dit dan? Dan sê dit, jy sê dan, dat die skrif sê sonder rede. En hy sonder rede daar is kenos, en dit beteken, die skrif is vals, die skrif sê dit sonder enige rede, die skrif hoef dit nie te gesê het nie, hoekom? Want ek gaan op wat ek voel, of wat my opinie is. Wat my gevolgtrekking is. En dan wat sê hy? Dat die gees gevestig is in die, soos jy kan sê, het sê die gees. En as dit die gees sê, dan wat beteken? Dis nie net enige gees nie, dis nie jou gees of een of ander random gees nie, dis die Heilige Gees. En waar is die Heilige Gees? Hy is gevestig, hy het verblyfreg geneem en permanent in ons kom woon. En hy woord daar is katokio. En dit beteken om te vestig en 'n permanente inwoner van 'n huis te word. Om permanente verblyfreg te hê. So ons is nie 'n hotel nie. Sê ek is nie 'n hotel nie. Jy is nie 'n hotel nie. Die Heilige Gees kom nie in jou in, dan gaan hy weer nie. Soos ons is nie meer in die Psalms nie. Ons is nie meer in die Ou Testament waar Dawid sê asseblief Heilige Gees, moenie my verlaat nie. Ons is nou in die Nuwe Testament waar wanneer die Heilige Gees in jou kom, wanneer jy gedoop is met die Heilige Gees, is jy nou 'n tempel. Jy is nou die huis van die Heilige Gees. Jy is nie nou 'n hotel waar jy net kom en gaan nie. Elke gelowige het die woning en permanente tuiste van die Heilige Gees in hierdie lewe geword. Sê ek is 'n permanente huis vir die Heilige Gees. Jy is 'n tempel. Dan sê hy, in ons woon. So die Heilige Gees woon in ons. En hy woord en, hemen, en beteken altyd in, en hemen beteken om te woon. So die Heilige Gees woon in ons. Die Heilige Gees neem permanente verblyf in ons. Dit beteken, party mense sê as jy nou na die kroeg toe gaan of as jy na hierdie slegte plek inloop, dan bly die Heilige Gees by die deur en dan loop jy in. Jy weet? Of as jy hierdie verkeerde besluit gemaak het, dan loop die Heilige Gees en jy gaan aan met jou verkeerde besluit. Nee, dit sê hierso dat die Heilige Gees gaan saam met jou. Die Heilige Gees is in jou. En hy hou niks daarvan wat jy doen nie. Dis hoekom hy dan sê, wat sê hy dan? En met 'n intense jaloesie gevul word. Elke keer en enige tyd as ons toewyding aan iemand of iets anders gee. Daai intense jaloesie is die woord petonos, en dit beteken hierdie intense jaloesie. Dis die prentjie van hierdie man wat baie lief is vir sy vrou en hy vind uit dat sy vrou egbreuk gepleeg het. Maar in plaas van om nou te sê, okay, ons skei of ek los haar, wat doen hy? Hy gaan alles in sy vermoë doen om haar terug te kry. Om soos 'n R-rated movie om die ou dalk dood te maak of te gaan begrawe elders of wat ook al, of die ou se tyres te sny en hom sy werk af te brand. Hy gaan iets doen, hy gaan die ou gaan dreig. Of hy gaan wat ook al doen, hy gaan begin gym en so sterk wees en so awesome wees en dat hy sy vrou weer wat ook al. Maar hy gaan alles in sy vermoë doen om sy vrou terug te kry. So die Heilige Gees sal veg om eerste in ons lewe te wees. Die Heilige Gees is nie soos party ouens hierdie prentjie het van 'n duif wat as jy iets verkeerd doen dan daar vlieg die duifie weg. Of as jy het 'n vloekwoord gesê, daar vlieg die duifie weg van jou kop af. Nee, die Heilige Gees veg. Hy veg om eerste in jou lewe te wees. Jakobus 4 vers 5 nou die tweede gedeelte sê, trouwens,
Die Heilige Gees verlang en verlang so hartstogtelik na ons, dat hy nie gewillig is, dat ons hoogste toewyding met enigiemand of enigiets anders deel as met hom nie. Die woord daar is epipoteo, en die prentjie van dit is letterlik hierdie verdubbeling, jy het hierdie intense verlange, as ek sê, soos dit lyk asof ek toilet toe gegaan, is hierdie intense verlanging vir hierdie ding. Jy wil hierdie ding hê, hierdie intense verlange na iets. En die Heilige Gees verlang na ons toewyding. Nou, hoe verlang die Heilige Gees? Wat doen die Heilige Gees? Hoe verlang die Heilige Gees? Die antwoord is in die volgende vers 6. Wanneer die Heilige Gees verlang na ons toewyding, wat sal party van ons dink nou? As jy nou besig is om hierdie verkeerde ding te doen, of wat ook al, die Heilige Gees kom en hy klap jou oor die kop, of hy kom slaan jou, of wat ook al. Nee, maar hy gee groter, nog meer genade. Daarom sê hy, God staan die hoogmoediges teen, maar aan die nederiges gee hy genade. En dit is presies dieselfde woord wat ons nou nog gesien het, charin, wat ons ook as dankbaarheid kan sien. Genade, hy gee genade. Die RIV sê, jy moet kategories verstaan, dat wanneer 'n mens sy of haar hoogste toewyding aan iemand of iets anders meer as aan Heilige Gees gee, God tot aksie oorgaan en 'n verstommende vlak van genade in plek stel, om daardie persoon te help om te doen wat hy nie uit eie vrye wil sal doen nie, om die situasie reg te stel. 'n prentjie wat ek onmiddellik kry is van Johannes 8, waar die vrou wat egbreek gepleeg is, betrap is in haar egbreek, en dan gooi hulle haar voor Jesus. En wat doen Jesus? Hy gee vir die vrou genade. Hy sê, ek veroordeel jou nie, hou op om dit te doen, maar hy gee vir haar genade. En dan gaan die vers voort, dit sê, dit is presies hoekom dit geskryf staan. God staan teen en strategies weerstaan diegene wat nie voldoenend is nie. Ek praat van die soort persoon wat weet wat hy doen verkeerd is, maar verkeerdelik tot die gevolgtrekking kom dat hy bo dit is wat op alle ander van toepassing is. In plaas daarvan om te doen wat reg is, gaan hy voort om te doen wat hy weet verkeerd is, en weier om sy wil te buig, om op eie inisiatief aan God te voldoen. So God staan nie persoon teë, soos byvoorbeeld 'n prentjie daarvan in die Bybel is Jona. Ek bedoel, die Here het Jona teëgestaan. Hy wil na hierdie plek toe gaan, die Here waai hom terug hierdie kant toe en stuur 'n vis om hom te vat daai kant toe. Maar wanneer daardie persoon uiteindelik wakker word en in nederigheid homself buig en oorgee, dit is wanneer God se goddelike weerstand stop en stel God hom vry en plaas 'n bemagtigende genade in plek, wat daardie persoon in staat stel om te verander en te wees en te doen wat hy nie weet hoe om op sy eie te wees en te doen nie. 'n prentjie daarvan is Lukas 19 van Saggeus. Saggeus steel nog sy hele lewe van mense, en ewe skielik gee die Here vir hom genade, en wat doen hy? Hy gee 'n helfte van sy goed weg vir die armes, en iets wat hy gesteel het, gee hy 4 keer terug vir die persoon van wie hy het gesteel het. Dis 'n prentjie van, hy kon uit sy eie uit, kon hy glad nie hierdie doen nie, maar toe die Here vir hom genade gee, toe doen hy dit. So wat is die prentjie? Die jaloese Heilige Gees gee vir jou genade. Dan wat doen jy? Jy sê dankie vir daai genade. En dan met daai genade wat hy jou gegee het, kan jy dan die Here dien. En jy dien die Here met 'n ywerige goeie werk. En daai ywerige goeie werk is wat gekoppel aan jou geestelike gawe. So beteken jou goeie werk
gaan heel moontlik nie soos hierdie persoon se goeie werk is nie. Elke persoon het 'n ander goeie werk, want is gekoppel aan sy geestelike gawe. Kom ons kyk na nog 'n voorbeeld, is Matteus 6 vers 22. Dit sê die oog is die lamp van die liggaam. As jou oog suiwer gesond is, sal jou hele liggaam verlig wees. So hierso in konteks praat dit van geld. Want dit sê as jou toewyding vir geld is, dan kan jou toewyding nie ook vir die Here wees nie. So dit praat van, waar is jou fokus? Is jou fokus alleen op die Here? Of is jou fokus gesplit? As jou fokus alleen op die Here is, dan het jy 'n goeie oog, 'n suiwer oog. Die sleutel tot oorwinning is om jou fokus op een persoon te hou. En die sterkte byvoorbeeld van 'n laser, julle weet van 'n laser, so Star Wars of Star Trek of al die flieks, Terminator. 'n Laser is net so sterk omdat hy op een ding gefokus is. Hy fokus op een area, dan is daai lig verskriklik sterk. So dieselfde 'n Christen, as 'n Christen 'n enkele punt op gekonsentreer is, 'n Christen is net gefokus op Jesus, dan lewe ons die oorwinningslewe. Matteus 6 vers 23 sê dan, maar as jou oog boos is, sal jou hele liggaam donker wees. As die lig in jou donker is, hoe groot is die duisternis nie? So soos ons gesien het, Matteus 6 vers 22 praat van om enkel fokus in ons visie te hê. Ons fokus net op Jesus. En dan kontras Jesus dit tussen 'n goeie oog en 'n slegte oog. 'n Slegte oog, 'n bose oog, is iemand wat nie alleen op Jesus fokus nie. Hy fokus op geld, hy fokus op hierdie plesier, of hy fokus op hierdie, sy hoë fokus is nie op Jesus nie. En so Spreuke 28 vers 22 sê, hy wat haastig is om ryk te word, het 'n bose oog, en dink nie daaraan dat armoede hom sal oorval nie. Ek het dit gevat van die Engelse weergawes af, van die Afrikaanse weergawes, probeer om ons te verduidelik wat dit sê. Hulle sê nie wat presies daar staan nie. So 'n bose oog is gefokus op geld en al die ander goed. En 'n suiwer, gesonde oog is net gefokus op Jesus. So ons moet eers die koninkryk van God soek. En al die dinge sal vir ons gegee word wat ons nodig het. Prys die Here. So 'n bose oog is wanneer ons toelaat dat ons gedagtes op enigiets minder as alleen op Jesus gerig is. En natuurlik, lig is simbolies van die koninkryk van God en donkerte is simbolies van die duiwel en sy koninkryk. So as ons nie ons gedagtes op Jesus gevestig het nie, gee dit Satan 'n toegangspoort tot ons lewens. Soos Romeine 8 vers 6 sê. As ons gedagtes en liefde op dinge van hierdie aarde gerig is, dan sal Satan in die onvrugbare werke van die duisternis ons oorheers. Nou, hoe verander ons dit? Eerste plek, jy moet dit besef, deur jou gedagtes, jou gevoelens en jou liefdes na te kyk. Jy kyk en jy toets, wat se gedagtes het jy? Wat se emosies het jy? En wat se gevoelens het jy? Is jou gedagtes die hele tyd gedagtes van bekommernisse of hierdie negatiewe gedagtes? Is jou gevoelens die hele tyd, jy's kwaad en jy's moedeloos en jy het hierdie vrese en al die negatiewe gevoelens, en het jy die hele tyd liefdes vir, jy wil die hele tyd hierdie nuwe goed uittoets of jy wil hierdie bose goed na kyk, dan wat moet jy doen? Dan moet jy tyd vat om te bid en te vas. Tweedens, die woord moet jy vat. Jy moet elke dag 'n devotion tyd hê. Dis hoekom hulle dit noem 'n devotion. Die Heilige Gees wil hê, hy's ywerig dat ons 'n devotion tyd met hom spandeer. Die Heilige Gees verlang na ons toewyding. So wat is die eerste punt? As jy agterkom, jou gedagtes, jou gevoelens en jou liefdes is verkeerd, dan wat doen jy? Dan moet jy bid en vas.
En dan moet jy elke dag seker maak jy lees jou Bybel en jy studeer die woord en jy het 'n devotion. As jy nie weet waar om te kyk in die Bybel nie, of wat se gedeelte om te lees nie, dan kry jy 'n goeie devotion. Dis hoekom hulle noem dit 'n devotion. Dan help dit jou om toewyding te hê met die Heilige Gees. En jy kan, daar's baie goeie devotionals. Jy kan Andrew Wommack devotion, daar's baie eens wat verniet is, soos Andrew Wommack is verniet, Joseph Prince is verniet, daar's baie goeie devotionals. En dan derde is tiendes, offergawe en om te gee. Soos ons nou net gesien het in Matteus 6 vers 22, jy kan nie mammon, geld en God aanbid nie. En dan sê hy in konteks, dat waar jy jou skat sit, daar sal jou hart wees. So as jy meeste van jou geld spandeer op aardse dinge, gaan jou hart met aardse dinge gekoppel wees. Maar as jy van jou geld vat en jy gee dit vir die Here, dan wat gebeur? Dan is jou hart gekoppel aan die Here. En dan bediening, soos ons gesien het, die Here gee jou hierdie genade, en dan met daai genade wat hy jou gee, dan dien jy hom in 'n goeie werk. Daai goeie werk is gekoppel aan jou geestelike gawe. So as jy die teenwoordigheid van die Heilige Gees van God in jou lewe wil eer, neem tyd om te bid. Neem tyd om met die Here te praat. Nou kom ons bid saam. Julle kan vir my staan en dan bid ons hierdie saam. Sê saam met my, Heilige Gees, help my om te verstaan wie U werklik is. Ek verwelkom U teenwoordigheid en wil U in elke area van my lewe eer. Vergewe my wanneer ek die lyn oorgesteek het en meer verlief geraak het op die dinge van hierdie wêreld as op U. Ek vra U om U krag, U heerlikheid, U karakter en U vrugte ten volle in my lewe vry te stel. Ek wil U akkommodeer en U tuis laat voel in my. In Jesus se naam, amen. So die Here is 'n jaloerse God. En as jy iets verkeerds gedoen het, of as jy iets gekyk het, of soos ek wat iets dalk gekyk het, die voodoo begin kyk het op 'n fliek of wat ook al, dan wat doen jy? Jy's nie, voel nie geoordeel nie. Wat doen die Heilige Gees, die jaloerse God, die jaloerse Heilige Gees, wat doen hy? Hy gee jou nog meer genade, en hy gee jou genade om nie verder te kyk na hierdie gemors storie nie. OK, prys die Here. Julle kan julle hande lig. Yivarechecha, Yahweh, ve'yishmarecha. Ya'er Yahweh penav elecha vichuneka. Yisa Yahweh penav elecha, v'yasem lecha shalom. Baie dankie Here, dat U ons seën en ons beskerm. Baie dankie Here, dat U vir ons genade gee, en dat U draai U aangesig na ons toe, en U gee vir ons U vrede shalom in elke area van ons lewens. Dankie vir U vrede shalom in ons liggame, U vrede shalom in ons verhoudings, U vrede shalom by ons werke en in ons huise. Baie dankie Here vir U shalom in elke area van ons lewe, in elke sel in ons liggame. In Jesus se naam, amen. Prys die Here.